Goeiedag en baie welkom vandag weer by jou Sondag stil word van die 8ste Junie 2025. Ons tema vanoggend is die soveel meer van die Heilige Gees. Johannes 14 vers 23. Jesus antwoord hom: As iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Vanoggend wil ek jou uitnooi om saam met my 'n gedeelte te lees uit Johannes 14 vanaf vers 15 tot 21. Dit is deel van Jesus se laaste gesprek met sy disippels en die opskrif is: Die Heilige Gees sal by julle bly. Vers 15. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Kom ons lees saam met hierdie gedeelte ook vers 25 en 26. Dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Ons lees net tot hier toe saam. Onthou jy nog die vis in die see? Die een vis wat vir die ander een gevra het: Waar is die see? Toe sê die ander een: Jy's in die see. Net soos wat die vis in die water was en die water binne in hom, soos ek en jy binne in God en God ook terselfdertyd in ons. Soos wat ek en jy vir mekaar gesê het, is God soveel anders as ons. Hy's nie op een plek op 'n keer nie, hy's oral. Waar ons kan wees, is hy. Hy's oral in sy ganse skepping. Hy is bo oor alles wat hy gemaak het. Dit is soos wat Romeine 1 sê. Romeine 1 sê mos vir ons, as ons net kyk na God se handewerk. So die Gees woon in ons, en hy oortuig ons die hele tyd, daai gedagtes wat by ons opkom. Kyk net rondom jou, sien net, jy is in God en God is in jou. Jesus was Immanuel, God met ons. Die Gees van God is God in ons. Hy sê mos vir ons, ek en jy is sy tempel en hy woon in ons. So hoewel God oral is, het hy in Jesus gestalte gekry. Hy het vir ons die boodskap gebring in en deur Jesus, dat hy vir ons liefhet met 'n ewige liefde, en dat hy begeer dat ons sal terugkeer na die plek toe waarvoor hy ons gemaak het. En dit is om in verhouding met hom te lewe. Maar toe is Jesus weg. Hy het opgevaar. En ewe skielik
sien almal hom opvaar en die engele sê, soos wat julle hom sien opvaar, gaan julle hom sien terugkom. En toe word die Heilige Gees uitgestort. Die Heilige Gees wat altyd was, wat in alles was, soos Jesus en God die Vader, kom op 'n persoonlike manier, soos wat Jesus in persoon mens kom word het, kom die Gees van God en hy kom persoonlik in my woon. Met die uitstorting van die Gees is dit God se persoonlike uitreik na elkeen van ons, sodat ek en jy in hierdie verhouding weer met hom kan leef waarvoor hy ons bestem het. Nou as ek en jy begin kyk na die manier hoe God ons gemaak het, dan is dit verbuisterend. Soos iemand gesê het, weet jy, ons weet meer van wat op die maan aangaan. Ons weet meer van wat in die see aangaan, as wat ons weet wat binne die mens aangaan. Ons kan nog nie eers begin om ons menslike potensiaal te verstaan nie. So in sy alwysheid het God vir jou en my gemaak, Psalm 139, hy het ons aan ons moederskoot aan mekaar geweef. Maar hy het ons nie net gemaak nie, hy het ons ook geseën met 'n klomp dinge, wat net kan gebeur, soos wat die Gees dit laat gebeur, aktiveer in ons lewens. Hy het vir ons 'n persoonlikheid gegee. Hy het vir ons die vrug van die Gees gegee. Vermoëns om te kan lief hê, om te kan leef in vrede, om met selfbeheersing te leef. Hy het vir ons ook die gawes gegee, spesiale geskenke, waardeur hy ook vir die hele wêreld rondom ons kan wys dat hy lewe. Net so kan hierdie pakket waarmee die Gees ons kom seën het, net realiseer, geaktiveer word, as dit in God gekoppel is. So wat het ek nou hier? 'n gereedskapskis, 'n toolbox. So, God het vir jou en vir my gemaak met hierdie toolbox, met al hierdie tools wat hierin is. Maar nie een van hierdie gereedskapstukke kan op hulle eie iets doen nie. Ek moet dit vat, ek moet dit koppel aan 'n kragbron en dan kan ek iets daarmee doen. En dit is presies wat God kom doen het. Hy het hierdie klomp dinge waarmee ons geseën het, vir ons gegee as deel van ons menswees, en dan elkeen uniek. Daar's nie twee mense wie se gereedskapkiste dieselfde lyk nie. Joune lyk anders as myne, en myne lyk anders as die mens langs my sinne. So elkeen van ons het 'n unieke gereedskapskis gekry vir die doel waarvoor God ons gemaak het. Die plek wat ons binne sy koninkryk moet inneem. God het ons gemaak om in 'n persoonlike verhouding met hom te leef. Hy het ons 1000% uniek gemaak as mens. Hy het ons geseën met al hierdie gawes en talente, ons gereedskapskis 1000% uniek, sodat ek en jy onder leiding en in die krag van die Gees 'n verskil kan maak, wat net ek en jy kan maak. Niemand anders kan daardie verskil maak as jy en as ek nie. Nou soos wat ek en jy vir mekaar gesê het, as ons praat oor die Heilige Gees en as ons dink oor die Heilige Gees, dan is daar ewe skielik goed wat in ons koppe opkom. Eerste gedagtes. Ek dink aan die gawes. Ek dink aan, weet jy, ek is so 'n bietjie skrikkerig. Ek weet nie mooi om te dink en hoe om te dink oor die Gees nie. Maar die interessante is, wanneer Jesus praat oor die Gees, dan praat hy nie oor die gawes en die vrug en al hierdie dinge nie. Jesus praat van een ding, die Gees wat gaan kom, as ons voorspraak, as die een wat ons gaan lei in sy waarheid. Want Jesus het geweet, elkeen van ons kom vanuit 'n ander plek. Onthou jy toe die Heilige Gees uitgestort is, wat het gebeur? Gaan kyk 'n bietjie, hoe het die mense
se nasionaliteite gelyk wat daar teenwoordig was. Dit was 'n hele klomp mense wat vanuit unieke oorde, plekke, lande gekom het. Eie taal, eie kultuur, eie alles. So almal van hulle hoor die boodskap van die Gees en die Gees kom nou in 'n persoonlike ontmoeting met daardie mense waar hulle vandaan kom, wie hulle is. So elkeen van hulle sy eie waarheid gehad. En nou kom gee God sy Gees, soos wat Jesus gesê het, juis om vir jou en vir my en vir elke mens in God se waarheid vir ons unieke menswees te lei. God werk nie volgens resepties. Van dit moet gebeur, dan moet dat gebeur, en dan moet die ding gebeur, en dan moet daai ding gebeur nie. Nee, God werk in 'n unieke, persoonlike verhouding met jou en my. Die Gees kom werk hier binne. Hoor jy wat sê ek? Die Gees se primêre funksie is om die binnewerk te doen. So, wanneer daar binnewerk gebeur, dan is daar al minder van my, sodat ek al meer in die volheid van die Gees kan leef. Jy sal onthou, dit was soos daai glas wat ons gehad het met die klippe in. Die klippe is ons programmering, die plek waar ons vandaan kom, hoe ons glo, ook ons foute en die dinge wat ons verkeerd gedoen het. Die Gees se binnewerk begin, sy waarheidsoortuiging begin hierso, wat hy vir jou en vir my wil wys. Hierdie klip, hierdie meer, moet weg. Hierdie selfgesentreerdheid moet uit. En hoe meer ek en jy vrykom van hierdie goed, hoe meer kan daar van die Gees inkom. So die Gees wil ons vrymaak van onsself en ons al hoe meer volmaak met sy oorvloed. Petrus, kyk net bietjie hoe werk dit. 'n Ruk nadat die Gees uitgestort is, sit hy in stilte by die Vader. En Petrus as Jood het op 'n sekere manier gedink oor ander mense en waar hulle vandaan kom. En ewe skielik laat sien God hom 'n gesig. Die Gees wys vir hom laken vol rein en onrein diere. Slag en eet Petrus. Here, daar's nie 'n manier nie. Ek is 'n Jood, ek mag nie onrein kos en dinge eet nie. Wat ek rein gemaak het, mag jy nie onrein ag nie. Jy sien, Petrus moes vrykom in sy binnekant van dinge wat nog hier vasgesteek het. En dis wat die Gees al hoe meer in jou en my wil uitwerk. Jesus het in volkome afhanklikheid en gehoorsaamheid aan die Gees, onder leiding van die Gees, gedoen wat sy Vader vir hom gegee het om te doen in die krag van die Heilige Gees. Niks, nooit uit homself nie. Volkome afhanklik, volkome gehoorsaam. En dit is wat Papa Vader se hartsbegeerte is vir jou en my. Om in volkome afhanklikheid, gehoorsaamheid, onder Jesus as die hoof te lewe, in die krag van die Gees te doen, sodat die wêreld verstom gaan staan. Onthou jy die eerste kerk? Wat het gebeur na die uitstorting van die Heilige Gees? Hierdie mense het mekaar lief gehad. Daar was hierdie band wat hulle aan mekaar gebind het. Ons Jesus het opgestaan en ons gaan ook eendag by hom wees waar hy nou is. En hy gaan weer kom. Hulle gemeene deler was hulle liefde vir Jesus. En wat het gebeur? Hulle het hierdie liefde uitgelewe na ander mense rondom hulle. Hulle het mekaar gehelp. As een iets nodig gehad het, het ons van ons goed gevat en vir hom gegee. Hulle het mekaar ondersteun. Hulle het saam stil geword, gebid, geluister na die lering van die Gees deur mense. En daarmee saam, omdat hulle nou in 'n nuwe verhouding onder leiding van die Gees met God geleef het, het daar spontaan wonderwerke begin gebeur.
En juist dit, omdat die wêreld kon sien watter verskil die Gees maak, het daartoe gelei dat mense belang gestel het. Hulle het gesien hoe het hierdie mense mekaar lief, hulle het my ook lief en aanvaar my, en wow, hulle kan dinge doen wat ons nie kan doen en wat my God my nie kan laat doen nie. En hulle het tot bekering gekom. Wat het ons gedoen? Nou hier het ek my deur mekaar toolbox. Wat het ons gedoen? Ons het een van die Gees se kwaliteite, sy vermoëns wat hy in ons kom deponeer het ons gevat. En ons het gesê, jong, hierdie ding van die gawes, dis 'n wow. Weet jy moet in 'n taal kan praat. Jy moet dit kan doen, jy moet dat kan doen, jy moet. En ons het die gawes gevat. Net dit. Want dit is wat lekker is en dit boost ons ego en dit laat ons goed voel, want ek is daarom nou 'n geestelike eyster. En dan probeer ons alles met die gawes regmaak. Maar ons kom nie ver nie. Ander mense het weer gesê, nee, weet jy, daai ene werk nie lekker nie, ek sal maar met hierdie ding werk. Hierdie ding, weet jy, knip ek so 'n bietjie mense kort en weet jy, hierdie ene van ek wil dit daarom kan verstaan, logika, en as ek dit nie kan verstaan nie, dan sit ek hom ook maar weer terug en sê ek, nee, dit werk ook nie vir my. Elkeen van ons het alles. Die volle potensiaal van God, wat alles kan, oral is, in jou en my. En hy het ons geseën met hierdie toolbox. En ons uitdaging is om te ontdek wat is binne-in. Dit is deel van die waarheidspad van die Gees. Hy maak ons nie net vry van die verkeerde dinge wat ons doen nie. Hy wil juis hê, soos wat ons vry maak, ontdek ons al hoe meer die oorvloed waarmee ons geseën is. Ja. Dit is fantasties. Weet jy, ek besef net al hoe meer. Ons het nog altyd so uitgemis, omdat ons nie verstaan het. Omdat ons nie verstaan het, is hoekom die Gees gekom het, om ons in 'n persoonlike verhouding, 'n persoonlike reis op die pad van Jesus te vat nie. In die Bybelse tyd is Christene die navolgers van Jesus genoem. Mense wat in die voetspore van Jesus lewe, wat op sy pad lewe, op pad na die Vaderhuis, en wat onder leiding van die Gees, hierdie geskenk waarmee hy ons geseën het, om dit tot sy beskikking te stel en sê, Here, hier is ek, met alles wat U my geseën het, sodat U deur my kan werk. Ek word die instrument in U hand. U is nie die gereedskapstuk in my hand nie. Hoor jy wat sê ek? Dit gaan nie oor ek wat die Gees gebruik of misbruik nie. Dit gaan oor om my gawepakket, my hele mens wees, hierdie geskenk waarmee God my geseën het, in die Gees se hand te sit, sodat hy deur dit alles God kan verheerlik, my en jou kan seën en die wêreld kan laat verstom staan. Volgende week kuier ons verder. Kom sluit gerus by ons aan. Amen. Dankie Heilige Gees, dat U in U volheid as die ewige en almagtige God in ons woon. Dankie dat U ons ook volledig toerus met al U geskenke en ons wil leer hoe om dit tot U eer soos Jesus aan te wend. Leer my ook elke dag wat God se waarheid vir my lewe is en help my
om al hoe meer vry te kom van my ekkigheid, sodat ek ook met sagte oë na ander en hul waarheidspad saam met U sal kyk. Maak my hierdie week bewus van U naby teenwoordigheid en leer my om met 'n oop oor, oog en kop te kyk, te soek en te luister na hoe U my wil lei op Jesus se waarheidspad vir my lewe. Amen.